Asai, goeie naand almal. Ek staan in vir pastoor Gustaf vanaand en my eerste boodskap wat ek vir julle kan bring buite die jeug. Dis 'n boodskap van Vrydag, die eerste boodskap wat ek op 'n Sondag aand vir julle kan bring hierdie jaar. Ek is altyd dankbaar as die pastore my 'n kansie gee. So dis 'n wonderlike voorreg. Ek sien nog nie julle comments daardeur kom nie, maar ek sien daar's al so 2 mense hier's live saam met ons. Lyk soos oom Piet en tannie Sharon se foto raai en die ander ene ken ek nie, so sê maar hallo. En dan gee ons net nog so 'n paar minute of 'n paar sekondes eintlik vir 'n mense om op te kom. Want mense wil nie die boodskap te lank laat aangaan nie. Hallo oom Piet, hallo tannie Sharon. Welkom hierso. Julle tune elke liewe Sondag en elke Vrydag in. Hallo Leandra. Hallo Lynn. Good evening Lynn. Thank you all for joining here. Ek gaan nou maar Afrikaans praat vanaand, so ek gaan nou nie te veel Engels praat nie. Ek sien hy sê slow connection. So ek het vir almal gesê om van die wifi af te klim. Ek hoop hulle het geluister. Goeienaand almal. Kom ons bid. Vader, ons dank U Here vir hierdie wonderlike dag wat ons gehad het, my koning. Ons dank U Here vir hierdie jaar waarin ons is, my koning. En ons dank U Here dat ons weet U is dieselfde God wat ons deur 2025 gedra het, my Here. Ons weet Here dat maak nie saak wat hierdie jaar ons kant toe gegooi kan word nie, Here. Ons ken die skepper van die heelal, my Vader. Ons ken hom op 'n intieme vlak as gevolg van die bloed van sy seun, koning Jesus Christus van Nasaret. Dankie Vader, Here, dat U ons gekies het, Here, om U gesande te wees in hierdie wêreld, Here. Dankie Here dat elkeen wat in U glo, die bediening van versoening in hulle dra, my Here. En dit is my gebed, Here, is dat ons hierdie jaar sal besef wat dit beteken en dit sal uitlewe, Here, in elke plek waar ons kom, Here, by die karwagte, by die hospitaal, by die winkel, my Here, by die werk, my Vader, en selfs wanneer die mense ons nie glo vir dit wat ons hulle sê nie, my Vader, weet ons, my Here, dat ons plant net die saad, Here, en U sal die woord bevestig, Heilige Gees, soos dit in Markus 16 sê, hulle het die evangelie verkondig, en die Heilige Gees het dit kom bevestig, deur die werkende van kragte, en ons dank die Heilige Gees, dat ons nie alleen is nie, dat U elkeen ken, voordat ons met hulle praat, en dankie ook vir die verantwoordelikheid wat U vir ons as kinders gegee het, Here, om die koninkryk uit te brei, Here, deur U leiding. Ons is lief vir U, my Vader, in Jesus naam. Here, ek wil ook bid, asseblief, lê U woorde in my mond. Here, help my om te verstaan dit wat ek sê, sodat ek dit maklik kan oordra. En dankie, Here, vir dit wat U vir my gegee het om oor te dra. Here, help my ook om dit toe te pas en te vertrou daarop, en te weet, Here, dat U woord die waarheid is, Here, en dat U woord nooit sal verander nie. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen, julle. Ons nou ewesklik baie meer van julle. Goeienaand Betsy en almal wat saam luister. So kom ons begin. Ek gaan begin deur om vir julle 3 verse te lees, okay? Die eerste een is Openbaring 12 vers 11. Dit sê: En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Dan lees ons Openbaring 19 vers 10. En Johannes sien 'n engel hierso en hy val voor sy voete neer en hy sê: En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid. Maar hy het vir my gesê: Moenie, ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broeders, wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van profesie. Okay, dan lees ons Handelinge 1 vers 8. Dit sê die volgende: Handelinge 1 vers 8 sê: Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Soos ek vir jou die woord getuienis sê, wat dink jy aan? Wat dink julle as ek die woord sê getuienis? Mense sal dink aan iemand wat 'n rekord het van ietsie wat gebeur het, en hulle herlei dit met hulle woorde. Is dit korrek? Nou jy sien in die Bybel, né? Die woord getuie en martelaar is dieselfde woord. Julle het dit geweet. So die Griekse woord is martis, okay? Of martus. Ek is nie Grieks nie, so ek sê dit dalk nie reg nie, maar dit is
martelaar en getuie dieselfde Griekse woord word gebruik vir al twee. Dan vir getuienis word die woord martyria gebruik. Nou onthou wat het ons nou net gesê, né? Hulle het hom, die vyand oorwin, deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Ons het gelees dat die getuienis van Jesus is die gees van profesie. En dan het ons gelees dat julle sal krag ontvang om my getuies te wees. Né? Ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom om sy getuies te wees. Maar wanneer 'n mens dink aan die woord getuie, dink jy nie aan martelaar nie. Maar jy sien, as ons nou die Bybel gaan lees, dan verstaan ons, en ons gaan kyk na wat 'n getuienis is, dan verstaan ons, 'n getuienis is ietsie wat ons ontvang wanneer ons deur 'n dal van doodskade gegaan het, wanneer ons deur 'n siektestoestand gegaan het en die Here het ons genees, wanneer ons dood was as gevolg van sonde en hy het ons kom lewend maak. So jy kan nie 'n getuienis hê sonder dat daar nie moeilike dinge eers gebeur nie. Nou ons staan vanoggend in die bidkamer en Lukas bring vir ons 'n boodskap en hy bring 'n wonderlike getuienis van hoe 'n boom amper op sy kar geval het by Aasvolkraans, maar hoe nou haal dit so uit 'n sakkie uit, daar's net 'n takkie en 'n paar blaartjies, dis al wat op sy kar gelê het. En hy gaan na die mense toe en hy vertel vir hulle hoe groot is sy God, want hierdie boom kon sy kar gekrash het. Nou ek het in 2020 het ek tree felling gedoen. Bome is swaar. Okay, al is dit 'n klein boompie, hy is swaar. En daai boom sou definitief baie skade gedoen het. Maar hy sê dat hierdie mense stel nie belang nie. Hy sê dat 9 uit 10 mense het glad nie eers ag gegee op wat hy sê vir hulle nie. Al was een vrou, toe hy gaan vertel het, toe juig sy en sy jubel saam met hom as gevolg van die feit dat die Here vir hom so deurgekom het en gekeer het dat daai boom op sy kar val. Jy sien, dit is deel van ons martelaarskap. Want wanneer ons hierdie getuienisse ontvang, en Oom Piet het ook dit eintlik genoem vanoggend, hoe hy getuig aan die mense by sy werk en hulle stel net nie belang nie, hulle glo hom nie eers in dit wat hy sê nie. Maar Koning Jesus sê die volgende. Hy sê nommer 1 in Johannes 15 vers 18 sê Jesus vir ons dat as die wêreld ons haat, moet ons weet dat hulle het hom eerste gehaat. Okay. Hy sê in Lukas 6 vers 40 sê hy die leerder is nie meer as sy leermeester nie. Maar wanneer die leerder klaar geleer het, kan hy gelykstaande word aan sy leermeester. Dan sê hy in Johannes 18 vers 36, my koninkryk is nie van hierdie aarde nie. Hy praat daar met Pilatus. En Pilatus sê vir hom, is Here 'n koning? Hy sê vir my koninkryk is nie van hierdie aarde nie. Want as dit was, het my engele, my knegte het vir my kom veg en my kom red hierso. Jy sien, Koning Jesus skep vir ons 'n prentjie hierso. Hy sê vir ons dit gaan nie maklik wees nie. Hy sê vir ons dat ons gaan deur moeilike dinge gaan. Nou dis heeltemal die teenoorgestelde as wat baie mense preek in vandag se tyd. Baie keer sal mense vir jou preek dat omdat jy 'n kind van God is, kan hierdie dinge nie jou kant toe kom nie. Jy's geen siektestoestand sal jou tref nie. Nou ek glo met my hele hart dat Jesaja 53 sê Koning Jesus is geslaan vir ons siektes. Deur sy strepe, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Maar sy koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Jy sien, soms gaan ons 'n siektestoestand ingaan. Soms gaan ons 'n moeilike seisoen ingaan. Soms gaan ons in 'n situasie wees waar ons nie gaan weet wat se kant toe nie. Maar ons gaan by die hospitaal kom en pastoor Daniël het vanoggend ook genoem. Ons gaan by die hospitaal kom en die Here gaan ons gebruik om 'n saaitjie aan iemand te gee. Om vir iemand te sê, hoor hierso, weet jy wat, nee? Jesus het jou lief. En jy's dalk nou besig om te sterf, maar as jy hom nie het nie, gaan jy vir altyd sterwe. Het jy Jesus aangeneem? Volg jy hom? Die vyand daar het om my hospitaal toe te stuur. Ek en my gesin word amper nooit siek nie. Want as ons daar kom, verkondig ons die evangelie. Jy sien, ons gaan hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. As ek nou vir jou gesê het, getuienis beteken martelaarskap,
beteken dat ons gaan hom oorwin deur die bloed van die lam, ons saligheid, en ons getuienis van ons saligheid gedurende die storm, gedurende die martelaarskap. Jesus vra vir ons om ons lewe neer te lê vir hom. Maar ons wil huil as ietsie moeiliks ons kant toe kom. Ek sê nie dit is verkeerd om mismoedig te raak nie, nee. Maar hoor wat sê koning Jesus. Matteus 6 vers 34 sê die volgende. My Bybel is baie oud, so ek bly maar stadig, want ek skeer gereeld bladsye. Maar ek sal hom nie ruil vir enigiets in die wêreld nie. Hy sê, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. So, koning Jesus sê vir ons, voordat hy gekruisig is, sê vir ons, moet jou nie kwel oor môre nie. In Filippense 4 sê hy die volgende, en dit is nou Paulus, maar is Jesus wat deur Paulus praat. En Paulus onder leiding van die Heilige Gees sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Jy sien, Jesus sê nie vir ons dat ons nie gaan persecution, dat ons nie verdrukking gaan ervaar nie. Hy sê vir ons, deur Paulus, sê vir ons, wees oor niks besorg nie. Hy sê vir ons, deur Paulus, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. So in ander woorde, wanneer ek in die storm staan, wanneer ek die kanker diagnosis kry, wanneer ek longontsteking het, wanneer ek my kar afskryf, wanneer ek geretrench word. Wat sê Jesus? Hy sê, maak dit aan God bekend met danksegging en smeking met dankbaarheid. Dit is ons wapen. Dit is jou getuienis. En onthou wat het ons gelees, né? Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom. So, Jesus verwag nie van ons om hierdie dinge uit onsself uit te doen. Hy verwag nie van my om te maak asof niks fout is nie. Maar hy verwag van my om soos hulle in die bokamer gesit en gewag het vir die Heilige Gees om oor hulle uit te stort, verwag koning Jesus vir my in elke situasie om te gaan sit en stil te word voor die Here. Om te gaan sit en te sê, koning Jesus, die is wat besig is om met my te gebeur. Koning Jesus, ek voel swak in hierdie stadium. Koning Jesus, ek is bang. Koning Jesus, ek weet nie wat se kant toe ek gaan nie. En dan te sit en met hom te praat en te sê, maar dankie Jesus, dat Matteus 28 sê, kyk waar ook al ek gaan, is U met my. Dankie koning Jesus, ek weet dat in hierdie oomblik waar ek in hierdie doodskare ingaan, weet ek is nie alleen nie, want U sal my dra tot die einde toe. Dankie koning Jesus, dat ek reeds die saligheid ontvang het. Dankie koning Jesus, Here, dat ek weet, Here, dat my situasie op hierdie stadium tot U eer gebruik kan word, sodat ek eendag 'n kroon kan beerf om voor U voete neer te sit. Jy sien, wanneer ons met danksegging in elke situasie ingaan, het die vyand klaar verloor, want ons is bereid om ons lewe neer te lê. Onthou wat het Openbaring 12 vers 11 gesê, hulle het hulle lewe tot die dood toe nie lief gehad nie. So dit is my boodskap vir julle vanaand. Dit is nie 'n baie lang boodskap nie. Dit is so 14 minute. Maar ek gaan dit afsluit deur om vir julle Romeine 8 te lees. En dit is net om te bevestig dat, onthou, koning Jesus het gesê, sy koninkryk is nie van hierdie aarde af nie. Eendag sal hy kom en die wolke sal oopskeer, en ons sal 1000 jaar saam met hom heers op hierdie aarde volgens Openbaring 19. Maar hoor wat sê Romeine 8 vir ons. Dit sê die volgende. Wat sal ons dan sê van hierdie dinge? As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie?
Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard. Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd, dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons Here is nie. Jy sien, maak nie saak wat hierdie 2026 gebeur nie. Niks kan jou skei van die liefde van die Here af nie. Maak nie saak wat vir die wêreld voorlê nie. Ons sien berigte van oorloë en ons hoor van aardbewings, soos wat koning Jesus gesê het, dit sal wees. Maar in Lukas sê hy ook, wanneer julle hierdie dinge sien, kyk op, weet ek is naby. In Openbaring 12 vers 10 sien ons dat die draak, die ene wat die heiliges beskuldig is, neergegooi. In Openbaring 19 net voor vers 10, waar ons nou gelees het, sien ons dat daar 'n bruilof wat plaasvind. Ek en jy moet nooit vergeet dat hierdie waar ons nou is net tydelik nie. Ja, die koninkryk van God het in ons gekom, met groot krag, meer as wat ons ooit kan beskryf. Daar is wonderwerke, daar is genesing. Maar wat is my hartstoestand, wanneer dit nie plaasvind nie? Wat is my gesindheid teenoor die Here, wanneer die antwoord nee is, of nie nou nie? Gaan dit wees dat, Here, ek gaan oorwin deur my martelaarskap. My martelaarskap gaan 'n getuienis wees vir U. Of gaan dit wees, ag, hoekom ek? Wat het ek gedoen om dit te verdien? Asof die Here ons enigiets skuld. Maar hy het klaar sy seun gegee vir my en jou. Hy het ons klaar alles geskenk, alle geestelike genadegawes, alle geestelike blessings in Efesiërs sê dit, we've been blessed with all spiritual blessings in heaven. So ons is klaar geseën. Ons is klaar meer as oorwinnaars. Ek en jy moet net volhard tot die einde toe. Ek en jy moet sê, maak nie saak wat hierdie jaar gebeur nie, Here. Come with my Vader, my lewe is neergelê vir U. My lewe, my U koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. My fokus is nie op hierdie wêreld nie. My fokus is op U. En elke liewe ene wat ek kan saambring, gaan ek saam met my bring. Elke een aan wie ek kan getuig, gaan ek getuig dat my God lewe, my God is goed, my God is getrou. Is dit wat jy gaan sê hierdie jaar? Dis my gebed. So, as dit jou gebed is, dan moet jy dit self vir die Here bely met jou mond. Kom ons bid. Vader, ons dankie koning Jesus, Here, dat ons getuienis 'n martelaarskap kan wees, Here. Want koning Jesus, U het gesê hy wat sy lewe lief het, hy wat sy lewe bewaar, sal dit verloor, en hy wat sy lewe verloor, sal dit kry. Koning Jesus, U het gesê, Here, ons kruis optel en U volg elke dag, Here. En Here, U het gesê dat al die beloftes is ja en amen in Jesus. Ons dankie vir die goeie dinge wat U vir ons doen, Here. Ons dankie dat ons elke dag kan eet en 'n dak oor ons kop het, my Vader. Ons dankie dat daar asem in ons longe is. Ons dankie, Here, dat ons werke het, Here. Ons dankie, my Vader, dat ons huise het, Here. Ons dankie dat ons klere het, my Vader. Ons dankie, Here, want al hierdie dinge is eintlik massief as ons kyk na die toestand van die wêreld. Here, ons dankie dat ons weet, maak nie saak wat Amerika of Rusland of China of Duitsland of maak nie saak wie wat doen nie, my Vader. U is in beheer en U sal altyd in beheer bly. Ons dankie, Heilige Gees, dat U ons vrede bring wat die verstand te bowe gaan, Here, wat meer is as ons ooit kan beskryf met ons woorde, my Vader.
Ons dankie, Here, dat U ons versterk, Here. Dat wanneer ons families ons haat en van ons af wegdraai, dat ons sal onthou, my koning Jesus, dat U die moeite werd is, Here. Dat U die prys werd is. Maar Here, dat ons nooit sal moeg word om aan hulle te verkondig die waarheid van Christus Jesus nie, Here. Here, dat ons aan hulle sal oorgee, Here, dit wat ons ontvang het. Dat U gelewe het volgens die skrifte. Dat U gesterwe het volgens die skrifte. En dat U opgestaan het volgens die skrifte, want die getuienis van Jesus is die gees van profesie. En daai profesie sê, U kom terug vir ons, my Here. Dankie, Here, dat ons nie sal lewe asof môre nooit gaan kom nie, my Here, maar dat ons sal weet, Here, U kan enige oomblik kom, Here. U kan enige oomblik ons net kom haal, enige oomblik kan daai wolke oopskeer, my Vader, en U is hier, so help ons om die heeltyd reg te wees, dat ons lampe sal vol wees hierdie jaar. Maak nie saak hoe moeg ons word nie, laat ons versterk sal word deur danksegging en gebed, Here. En ons is lief vir U, my Vader. Ek spreek U seën af vir elke ene wat kyk en gekyk het vanaand, my Vader. Ek dank U, Heilige Gees, dat U hulle getuienisse sal versterk, Here, dat hulle met ander oë na hulle situasies sal kyk, Here, en sal getuig wanneer dit goed gaan en wanneer dit sleg gaan, want U bly goed ongeag. En U het ons meer as oorwinnaars genoem, ongeag, Here, in al hierdie dinge. Dankie dat niks ons kan skei van die liefde van die Here af nie, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Dankie julle. Julle moet 'n geseënde week hê en ons sien julle Vrydag aand by die jeug se live. Mooi bly.